Hallo en welkom terug by die Wiskunde Broers. Ons kyk vandag na 'n bietjie finansies en ons gaan kyk na enkelvoudige rente. So enkelvoudige rente en saamgestelde rente is definitief twee temas wat hand in hand gaan. Ek dink saam met huurkoop eintlik is drie temas wat baie mooi goed saampas. Maar vandag begin ons op die eenvoudigste manier wat net enkelvoudige rente is. Kyk, hier is eintlik baie meer te sê. My uitdaging is om nie te veel te sê nie. Maar met rente, wat is rente? In kort sal ek dit net so sê. Wanneer ek geld belê, in die bank sit, is die bank baie bly dat ek die geld vir hulle gee om te bewaar, so hulle gee vir my 'n beloning, 'n reward. En dis rente. So elke jaar sien ek ek het bietjie meer geld. Elke maand, ek het 'n paar rand meer as wat ek gehad het. Die bank gee vir my bietjies meer. Dit help natuurlik om teen inflasie te werk, as jy nou begin leer van inflasie. Maar ook sê die bank vir my dankie, want die bank gebruik my geld. Hulle gebruik my geld om lenings te maak vir ander mense en dit genereer nou weer vir hulle inkomste. So dis regtig 'n verhouding wat albei kante toe goed gaan. Rente kan ook sleg wees. Wanneer ek 'n lening maak, dan moet ek meer terugbetaal as wat ek geleen het. Okay, dit maak dit voordelig vir die persoon wat die geld vir my leen. Hy sê ja, ek sal vir R100 leen, maar as jy vir my terugbetaal moet jy vir R110 teruggee. So sheesh, okay. Dis die ooreenkoms. So dis rente. Nou enkelvoudige rente werk soos volg. Hulle sê vir ons hier in die definisie, enkelvoudige rente is rente wat op die oorspronklike bedrag uitgewerk word. Hoe lyk dit prakties? Kom ons sê ek gaan na die bank en ek sê vir hulle, ek gaan vir julle gee R100. Ek ken, dit is nou baie min geld, maar ons gee vir hulle R100. Hulle sê vir my, okay, dankie vir die R100. Ons sal vir jou elke jaar 10% rente gee. Okay? So wanneer ek dit vir hulle gee, kom ons sê dis jaar 0, dis 0 jaar. In die einde van die eerste jaar sê hulle vir my, alright, dankie vir die geld wat jy by ons gelos het. Hier is ons 10%. 10% van R100 is R10. Hulle gee vir my R10. Na die tweede jaar, aan die einde van die tweede jaar sê hulle vir my, yes, ons is so dankbaar dat jy jou geld nog steeds by ons gelos, ons gee vir jou nog R10. Aan die einde van die derde jaar sê hulle vir my, ag, jy is so 'n loyale kliënt, ons gee vir jou nog R10. Okay? Wat ons hier so oplet, is elke jaar kry ons presies dieselfde hoeveelheid geld by. Ons kry elke jaar R10. Nou kan jy begin vra, as jy nou skerp is en sê, maar hoekom kry ek net R10? Dis nou al die 20ste jaar en ek kry nog steeds net R10 by. Hoekom kry ek nie 10% van die nuwe bedrag nie? My nuwe bedrag na 3 jaar, ek het R130. 10% van dit sal R13 wees. Ek soek R13 vir die volgende jaar. En hulle gaan sê, ja, ek hoor jou, maar nee. Hier is enkelvoudige rente. Enkelvoudige rente word uitgewerk op die oorspronklike bedrag. Dit bly vir altyd 10% van die oorspronklike bedrag. Dis hoe dit werk, die konsep. Die vraag gaan nou wees, okay, hoe doen ons dit in wiskunde? Hoe werk ons dit uit? Ek gaan jou nou al sê, hê asseblief 'n sakrekenaar by jou. 'n lekker wetenskaplike sakrekenaar. Reg, die formule om enkelvoudige rente uit te werk lyk soos hierdie. A is gelyk aan P en in hakies 1 plus I maal N. Daar's niks tussen die I en die N nie, so dit beteken dis 'n maal tussen die I en die N. Wat verstaan A en P en I en N? Wel, hierso word dit mooi vir ons verduidelik. A is die eindbedrag, dis nadat N tyd verloop het, nadat 'n sekere hoeveelheid tyd verloop het, eindig ek met 'n sekere bedrag. P is die oorspronklike bedrag of die kapitaal. Nou in Engels maak hierdie twee letters sin. In Engels is dit die accumulated value, A, accumulated, en P, present value. Maar ons het hom hier in Afrikaans. I in Engels is interest rate. In Afrikaans die rentekoers per jaar. Nou hier is 'n belangrike nota met die rentekoers. Rentekoers word gegee in persentasie. Ons weet dit, ons sien dit daarso in my weer trapesium. Maar ek wil nie met 'n persentasie werk nie. Ek wil werk eintlik met 'n desimaal. Dis my persoonlike voorkeur. So ons kan nou 8% gaan skryf as 'n breek. Ons kan sê 8%
is 8 op 100, nee, as solank ons weet dat persentasie is altyd op 100. En as ons sê 8 op 100 of 8 gedeeld deur 100, kry ons 0,08. So my rentekoers, ja, dis 8%, maar ek gaan werk met 0,08. En dan laaste enetjie, N is my tydperk in jare. Okay, so N is altyd my jare, belangrik. Laaste nota voor ons inspring met somme is ek kan nou A uitwerk. A het ons gesê is die eindbedrag. Nee, ek kan vir A uitwerk, maar dan kan hulle vir my vra, okay, hoeveel rente het jy betaal of hoeveel rente het jy verdien? En dan gebruik ons hierdie formule wat sê rente word uitgewerk wanneer ek die A, die eindbedrag minus die P, die beginbedrag. Eindbedrag minus beginbedrag gee altyd vir my rente. Okay? Eenvoudig genoeg. Kyk, dis definitief leerwerk en jy gaan dit moet gaan leer, maar as ek klaar geleer het, dan is dit eenvoudig genoeg, dink ek. Ons lees 'n sommetjie. Hierdie is 'n lening. Sarah neem 'n lening uit vir R12.000 by 'n winkel teen 10% per jaar vir 2 jaar. Wat is die totale bedrag wat sy moet terugbetaal? En, hier's 'n tweede vraag, nee, en hoeveel rente betaal sy altesaam? Okay. Sonder om te veel te dink, kan ek altyd begin deur die formule neer te skryf. A is gelyk aan P hakkie I plus N. En wat ek vir my kinders leer in my klas is dat ek maak 'n lys hier op die kant, sommer net 'n skribbellys, nee. So rolweg van A, P, I, N, en ek wil net gaan kyk wat is van hierdie letters het ek actually. Okay, so ons kyk in die vraag, sy neem 'n lening uit van R12.000. Dit beteken haar lening begin as R12.000. Ons weet sy gaan op die einde van die dag meer moet terugbetaal as wat sy op die oomblik leen. Maar haar lening begin as 'n R12.000 lening. Ons lees verder. Daar's 'n 10% rentekoers. Okay, nou onthou ons, 10% is 10 op 100 en as 'n desimaal sal dit 0,10 wees. Yes. En dan lees ons verder, dis 'n 2 jaar tydperk. Daar's 2 jare by N. Wat het ons nie? Ons het nie vir A nie. Ek gaan na my vergelyking en ek vervang net in, letterlik. Ek skryf 12.000 hakkie 1 plus 0,10 maal 2. Hoe doen 'n mens dit? Ag, yes, dis die beste nuus wat ons al die hele dag gekry het. Nou haal ek my sakrekenaar uit. Ek gaan vir jou my sakrekenaar hier op die skerm wys. En in my sakrekenaar lees ek letterlik net in 12.000 hakkie 1 plus 0,10 maal 2 maak jy hakkie toe is gelyk aan. Hoe oulik is dit nie? R14.400. R14.400. Die sakrekenaar doen al die moeilike werk. Okay, dit was die eerste vraag. Wat is die totale bedrag wat sy moet terugbetaal na 2 jaar? Sy moet R14.400 terugbetaal. Sy het net R12.000 geleen, maar sy moet meer terugbetaal. Hoeveel rente betaal sy? Okay, ons het gelukkig die formule vir rente. Wel, die eindbedrag minus die beginbedrag. In hierdie geval R14.400 minus die aanvanklike R12.000. En dit sê, sy R2.400 se rente moes betaal. Dis die penalty, nee, dis die boete, omdat sy nie kon bekostig in die begin om die kontant te betaal nie, nou moet sy rente betaal. Kom ons kyk na die positief, spaarplan. Ons hou nie van die negatiewe rente nie, ons hou van die positiewe rente. 'n Ouer wil R11.050 vir haar kind se geskenk spaar, nee, so sy wil vir haar kind koop 'n drone en die drone kos R11.050. Maar sy gaan die drone eers vir haar kind koop as haar kind klaar gestudeer het. Okay, so dis oor 4 jaar. Hoeveel moet sy vandag in die bank sit as sy oor 4 jaar R11.000 wil hê? Goed, ons begin met die formule. A is gelyk aan P hakkie 1 plus I maal N. Ons maak vir ons 'n lysie, A, P, I en N. Sy wil oor 4 jaar R11.050 hê. Sy wil eindig met R11.050. R11.050 gaan A wees. Dis nie waarmee sy begin nie. Die tydperk is 4 jaar. Die rentekoers is 7,5%. Nou weet ek 7,5 op 100,
Dis 0,075. Nee, moenie daar 'n fout maak nie. Baie mense maak 'n fout met daai desimaal. Ek weet nie wat is haar p-waarde nie. Hierdie gaan interessant raak. Kom ons vervang in. 11.050 is A. Ek weet nie wat is P nie. Binne die hakkie 1 plus 0,075 maal 4 jaar. Nou is dit soos, hoe kan ek vir P alleen kry? Ek wil tog vir P uitwerk. Hoe kan ek vir P alleen kry? Dan vra ek, wel, wat staan hier so? Hier's 'n invisible iets tussen P en die hakkie. Tussen P en die hakkie staan daar invisible maal. Hier staan P maal die hakkie. Hoe kry ek maal die hakkie weg? Wat is die teenoorgestelde van maal 'n hakkie? Wel, ons deel daai hele hakkie weg. So ek gaan aan albei kante, ek gaan aan die linkerkant en in die regterkant daai hele hakkie wegdeel. Alright, dan gaan ek vir P kry. Nou die cool ding hierso is, ek hoef nie te bekommer nie, my sakrekenaar kan my help met hierdie. As jy so 'n oulike wetenskaplike sakrekenaar het, kan jy 'n breek inlees. Bo gaan ons sê 11.050, dan druk ons die afpyltjie, dan kan ons sê, ons kan dit in hakkie sit, 1 plus 0,075 maal 4. Maak die hakkie toe, is gelyk aan. En hy gee vir ons 'n antwoord, R8.500. Ek gryp net weer my groen pen, en ons sê, R8.500. Ek vra altyd vir myself die vraag, maak hierdie antwoord sin? Kon sy 4 jaar terug R8.500 in die bank sit, en sy het nou R11.000? Ja, natuurlik. Sy het begin met minder, sy het rente gekry, en nou het sy R11.050. Hoeveel rente het sy gekry? Dit was deel van die vraag, nee, bereken die rente. So die beginbedrag, nee, daar moet eintlik wees die beginbedrag, en dan sê ons wel die rente is gelyk aan A minus P. Okay, so dit sal wees 11.050 minus 8.500, wat vir my gaan gee. In hierdie scenario, ek dink 2.550, as ek reg is, onthou jou rand teken, baie belangrik daarso. Goed, kom ons gaan kyk na die laaste sommetjie. Nee, so byt vas, dis die heel laaste ene, hier is nog hulle algemeen een in die eksamen. Lindiwe oorweeg 2 opsies, belegging A en belegging B. Okay, nou gee hulle vir ons selfde bedrag wat Lindiwe gaan belê, sy gaan R10.000 belê, maar sy het nou verskillende rentekoerse en sy het verskillende tydperke. Nou hier by die tydperke sien ons al klaar, hier kom 'n ding. Hierdie 24 maande. Hoekom sit dit in maande? Nee, die rente is per jaar, so die tydperk moet in jare wees. Hoe vat ons maande na jare? Eintlik nogal eenvoudig. Om maande na jare te vat, gaan ek altyd die maande deel met 12. Hierdie was 'n maklike een, dis 2 jaar op die kop. Nee, so, maar maande na jare gaan ek altyd die maande deel met 12. Ek gaan nou letterlik met 2 somme doen. Kom ons kyk of ons hierdie een bietjie kan vinniger doen. En teen hierdie tyd jy soos, ag jees, hierdie is nou so herhalend, ons kan hierdie 2 doen. So, ons begin altyd kere met R10.000. Die p-waarde is R10.000 by albei hierdie scenario's. Vir die eerste scenario het ons 6% rente. Nou, hier moet jy nie 'n fout maak. Jy probeer gou vinnig, daar waar jy sit, 6% as 'n desimaal skryf. 0,06. Mense maak 'n fout daar. Mense sê 0,6. Dis nie waar nie, is 0,06 maal die 2 jaar. Vir die ander belegging het ons 'n rentekoers van 8%, 0,08 vir 1,5 jaar. Okay? Nou weet ons nie, die een bank gee vir jou minder rente, maar vir 'n langer tyd. Die ander bank gee vir jou meer rente, maar vir 'n korter tyd. Ek gaan altyd die voorbeelde my sakrekenaar met uithaal, en ons lees dit in, ons kyk. 10.000, hakkie, 1 plus 0,06 maal 2, hakkie toe, geef my antwoord van 11.200 rand, en vir die tweede ene, gaan ons sê, dalk kan ons kroep, dalk kan ons van hierdie waarde somme net
sommer net delete. Nou sy 8% maal 1.5 jaar. En dit geef my R11.200. Yesterday. Dit is ongelooflik toevallig, hè? Nou, baie mense stop hier. Hulle sê, wow, ek het die antwoord. In die eksamen, baie belangrik, ons moet die vraag antwoord. Ons moet sê, dit wil sê, bank A en bank B gee dieselfde rente. Okay, so daar is geen opsie wat beter is as die ander een. Hulle vra watter belegging gee meer rente? Hulle gee dieselfde rente. Ons kry ons finale punt vir daai finale stap. Dis enkelvoudige rente. Ek dink dis heel eenvoudig. Ek dink ons kan 'n bietjie oefen. So, dis jou werk. Nou kan jy 'n paar gaan oefen, sterkte, en dan kry ek jou in die saamgestelde rente video.